Woord deur sy Gees self hier teenwoordig wees. Broers en susters, kom ons staan asseblief vir die uitspreek van die fotum en ons bly staan vir die lofsang. Geliefdes in die Here roep ons om in sy naam byeen te kom, so ontvang ons dan die versekering in Psalm 125 vers 2 waar daar staan, rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is uit Gesang 2:5-9, die eerste, derde en vierde vers. 2:9-5. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets dan nou ons lewens aan God se wet en as ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin
'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het geluister na die wet van God. Ons erken en besef ons sondigheid. In Jesaja 1 vers 18 tot 20 lees ons dan nou: Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Kom ons bely nou ons skuld, broers en susters, met die sin van Gesang 279 vers 4 en 5. Ons het ons skuld saam bely. Kom ons hoor nou van God se genade. 1 Johannes 1 vers 9 word ons verseker. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Asook Efesiërs 2 vers 8 wat ons herinner, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely nou saam in die kerk van al die eeue ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, broers en susters, kom ons loof na die God van genade, deur saam te sing uit Gesang 238 vers 1 en 2.
Broers en susters, dit is nou maar eenmaal 'n geneigtheid by die mens om soms te dink dat my probleme, my ellendes is uniek en net ek self beleef hierdie probleem en hierdie ellendes. En wanneer 'n mens in so 'n denkpatroon verval, soos wanneer jy dink dis net jy wat seer het, dis net jy wat swaar het, dis net jy wat probleme ervaar, dan is 'n mens geneig om in jouself in te keer as het ware. Jy verval in 'n vorm van eensaamheid. Want niemand anders voel soos jy nie, niemand anders beleef wat jy beleef nie, niemand anders ken jou hartseer, jou probleme, jou ellendes nie en so meer. Weet jy, deel van die belangrikheid van die gemeenskap van gelowiges is juis dat gelowiges dan nie alleen moet voel in hulle ellende en in hulle seer kry en hulle swaar kry. Juis nie om in eensaamheid en alleenheid te verval nie, want dit vererger alles. Maar juis om as deel van 'n gemeenskap van gelowiges in mekaar se hartseer en ellendes en probleme te deel, om tot die besef te kom, maar ek is nie alleen soos wat ek gedink het. Daarom sal 'n mens soms byvoorbeeld, wanneer jy te doen kry met iemand wat 'n bepaalde verskriklike hartseer ervaar of 'n verlies ervaar, iemand anders wat daar dieselfde hartseer en verlies alreeds ervaar het, vra. Gaan kuier daar, gaan gesels daar, gaan praat daar. Want dan kry daardie mens die gevoel, maar ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen in my seer en in my ellende nie. En dit verander onmiddellik ook 'n mens se denkpatrone. Martin Luther het gesê, God stuur juis soms iemand na jou toe, wanneer jy hierdie eensaamheid ervaar, en soms is jy eintlik maar ontsteld, jy is nie lus vir mense nie, jy is nie lus dat iemand by jou moet kom sit en praat nie, jy wil alleen wees. Die gevaar weer eens, jy val net al dieper en dieper in jou eensaamheid. Maar daardie mens wat dan na jou toe kom, is deur God gestuur om jou in jou alleenheid te help en by te staan en op te lig, om as die hande van God te dien. In ons tyd, broers en susters, is dit eintlik nog redelik baie erger as 'n klomp jare terug. Want weet u, die krag van die sosiale media, die invloed wat die TV en 'n selfoon en 'n tablet en rekenaarspeletjies en noem dit maar op die mensheid is enorm. Want nou onttrek die mens eintlik in vrywilligheid. Ons kom nie meer uit nie. Ons kuier nie meer by die bure nie. En noem dit maar op. Want ons is besig met onsself, met ons eie dingetjies. Altyd besig met jou selfoon of om voor die televisie te sit en noem dit maar op. So daardie gevoel van eensaamheid vererger wat ons onttrek in 'n groot mate. Ek wil op ons môre kyk, broers en susters, nou noem dit maar die geloofsworsteling van die geslag waarvan ons deel is. Want wanneer jy so onttrek in jouself,
in jou eie hartseer, in jou eie ellende, in jou eie wêreld, dan begin daar ook allerlei vrae en worstelinge ontstaan, want die mens begin voel, ek beteken niks meer nie, ek het nie meer vriende nie, ek het niemand wat na my luister, wat my nood, my hartseer en dinge ken. En wanneer daar die worstelvrae ontstaan, dan begin ons al verder van God af ook voel. Asof ook die Here nie van my weet nie, asof ook die Here hom van my onttrek, asof ook die Here in my ellende, en in my seer, en in my hartseer my nie help nie. Dit is eintlik maar 'n bose kringloop, wat hierbo in die mense gedagtes en in jou hart begin ontstaan, en dit raak net al erg. En soms dan begin 'n mens die vraag vra, maar is geloof nog die moeite werd? Glo ek regtig nog in God? Vanmôre wil ons kyk, voor ek 'n gedeelte lees, broers en susters, na die worsteling van gelowiges oor alle eeue heen. Die vraag wat opregte gelowiges ook alreeds ervaar het en waarmee hulle geworstel het. Want soos ek nou vir u gesê het, dit help. En God wil dit ook so hê, dit help. Dat u en ek in ons tyd ook weet, ons is nie alleen in ons geloofsworstelinge en in ons vrae en so meer. Want weet jy, God het, toe hy sy woord laat opteken, het hy nie net die mooi dinge laat opteken. Hy het nie vir ons net al die mooi goed oor koning Dawid gesê nie, oor Jeremia gesê nie, oor Paulus gesê nie, oor Jesaja gesê nie. God laat dit met 'n doel ook opteken. Die worstelinge wat hierdie mense wat ek nou genoem het, self ook gehad het. Sodat u en ek in ons tyd ook kan leer uit die worstelinge van diepgelowige kinders van God. Wat elke maal gevoel het, soos wat u en ek ook van tyd tot tyd voel. Want deur daarvan te lees en daarvan kennis te neem, leer u en ek opnuut weer oor die swakheid van die mens. Ja, die sterke Dawid wat vir Goliat doodgemaak het, was tog ook 'n swakke mens, selfs soms in geloof. Ja, die profete Jesaja en Jeremia wat uitgestuur is om profete vir God te wees, wat kragtadig opgetree het, Elia en Elisa, noem hulle maar op. Almal mense met geloofsworsteling, wat ook maar soms vrae gehad. Kom ons kyk dan vanmôre na enkele van hierdie worstelinge en wat dit vir ons vandag in ons eie situasie wil sê. Ons lees vanmôre uit Psalm 94, broers en susters, en kan ek maar vir u noem, ek het in die week 'n baie bejaarde lidmaat besoek hier in die ouerhuis. En wat vir my, Psalm 94, vers 18, uit haar kop het opgesê, sonder 'n Bybel in die hand. En dit het baie beteken, en daarom het ek toe ook besluit, ek gaan vandag bietjie aan Psalm 94 aandag gee. Ons lees Psalm 94. Ons lees al 23 versies daarvan. God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Verhef u, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade.
Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbestaand, al die werkers van ongeregtigheid verhef. O Here, hulle verbrysel u volk en hulle verdruk u erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese en sê, die Here sien dit nie en die God van Jakob merk dit nie. Let op hoe onverstandig is onder die volk en julle dwaas. Wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie? Sou hy wat die nasie stigtig nie straf nie, hy wat die kennis leer? Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rus te gee vir die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was, dan het my siel gou in die stilte gewoon. As ek dink, my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my siel. Het die regterstoel wat onheil stig met u gemeenskap, wat moeite versin teen die insettinge in, hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Here is rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. En hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid. Die Here ons God verdelg hulle. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan u kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. U wat was en wat is en wat altyd sal wees. U as die een wat beskik en besluit oor alle dinge. U as die een wat die lot van elke mens in die holte van u hand hou. U Here wat vir elkeen van ons wat vanmôre hier is, en elke mens daar buite, die lewensasem in ons neuse geblaas het, sodat ons kan bestaan. U wat vir elkeen van ons se geboortedatum bepaal het, Here, en ja, ook 'n sterfdatum. U wat in hierdie lewe op aarde, Here, na u kinders omsien, wat ons versorg, wat ons vertroos en bemoedig, wat ons reinig deur die bloed van u Seun Jesus Christus. U die Almagtige, vir wie ons nietige klein sondaar mense nie die reg het om voor u te staan. Ons is nietig, ons is sondig, Here, ons is klein voor u. In ons nietigheid en ons sondigheid, o Vader, het ons tog die voorreg, deur u Seun Jesus Christus vir ons daar gestel, dat ons tot u kan nader in gebed, om dit wat daar in ons harte is, o Here, voor u te kan neerlê. U ken elkeen van ons lewens, Here, u ken elkeen van ons hart. U weet wat in ons binneste aangaan, o Vader. U weet van die dinge waarmee ons worstel soms. U weet van die vrae wat ons soms nie antwoorde voor kry nie. U weet van ons onbegrip dat ons nie altyd verstaan, Here, hoekom dinge gebeur nie. U weet dat ons ook soms voel, o Vader, dat u ons verlaat het, aan onsself oorgelaat het. Asof u ons nie sien en van ons niks weet.
Here, ons dank U, dat U Uself aan ons openbaar in U woord, dat U ons die versekering gee dat ons nooit alleen is. Ons bid daarom, Here, vir elkeen vanmôre wat worstelstryd voer dalk, vir elkeen wat ellendes beleef, vir elkeen wat eensaam en alleen voel, verlate, wat onttrek het as het ware van die lewe daar buite. Ons bid vir U kerk hier op aarde, o Here. Dat U sal gee dat U kerk sal vasstaan in die waarheid van die woord en spite van aanslae en versoekinge, wat die kerk ook van koers wil laat bring. Ons bid vir hierdie gemeente, Here. Ons bid dat U ons sal gebruik as instrumente in U hande, dat U ons sal toerus, o Vader, met geloof en kragtadigheid, sodat ons die evangelie van Jesus Christus hier waar ons woon en werk, o Here, in stand sal hou en ook sal uitdra. Ons bid vir die verkondiging van die woord oor die wêreld heen op hierdie dag. Ons weet dat hulle wat die woord bring nie te gesondaarmense is, maar gebruik dit, o Vader, tot U eer en verheerliking, gee dat dit vir U reg en aanneemlik sal wees. Hier waar ons môre by mekaar is, o Here, wat ons terwyle stil raak van die geraas van die wêreld daar buite, o Vader, waar ons in gewydheid en in afhanklikheid voor U stil raak, bid ons dat U deur die Gees in ons harte sal werk, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons dit kan inneem, sodat dit ons lewens sal aanraak en verander, Here, en sodat ons ook vir U sal lewe. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons sing nou vervolgens saam, broers en susters, Gesang 297, die tweede en die derde vers. Broers en susters, die 18de vers sê, as ek dink my voet wankel, dan ondersteun U goedertierenheid my, o Here. Broers en susters, in Psalm 94 hoor ons en lees ons op die oog af van 'n getroue gelowige wat op 'n stadium van sy lewe in alle waarskynlikheid die vorm van in moderne tyd sou die sielkundiges dit 'n naam gee en sê 'n vorm van depressie beleef. Hy was neerslagtig. En hy sê, my siel sou in stilte woon, as daar nie iets gebeur het, wat my daaruit gered het. My siel sou in stilte woon, en dit is wat ek in die inleiding na verwys het,
daardie eensaamheid, waar die mens hom in terugtrek, wanneer jy dinge met jou gebeur wat jy nie verstaan nie, wat jy nie so wil hê nie, wat jou hartseer maak, wat jou moedeloos maak en noem dit maar op. Nou sê hy, my siel sou in stilte woon, dit sou stil raak hier binne in my. In eensaamheid. Dit is 'n bepaalde manier, dit is 'n uitdrukking, wat hy gebruik het, juis om te sê, eintlik my siel verkeer in duisternis. Dan gaan hy aan in vers 18 en hy sê vir ons, dit voel vir hom of sy voet wankel. Sommige vertalings sê my voet gly. Ander vertalings sê my voet swik. Kom by 'n punt wat hy sê, dit voel vir my of alles onder my ingee, want dis jou voete, jou bene wat jou regop hou, wat jou regop laat staan en regop laat loop. Nou sê hy, dit voel vir my, dit gly, dit wankel onder my, dit gee in onder my, dit voel vir my, ek gaan val. Dit voel vir my, ek is besig om in mekaar te stort. En in vers 19 gaan hy aan en hy sê, my gedagtes vermenigvuldig binne in my. Asof hy sê, ek praat met myself al meer en meer. Daar's nie ander met wie ek kan praat, met wie ek my gedagtes deel nie. Dis hier binne in my wat hierdie gedagtes net al meer en meer raak. En jy weet hoe werk dit as 'n mens jouself in daardie oomblikke van selfbejammering en eensaamheid bevind. Dan voel dit juis of dit hier binne al erger en erger raak, want daardie gedagtes die maal hier binne in jou kop. Ander vertalings sê vir ons rondom dit, wanneer ontstellende gedagtes meer word in my binneste, en ook anders sê, toe ek met baie onrus in my binneste gesit het. Nou kan mens amper vra, as ons kyk, ek het net hierdie 3 voorbeelde gebruik, waarmee hierdie psalmskrywer 'n sekere emosionele gevoel in hom uitdruk. Vra ons, klink dit nie baie bekend? Is dit nie hoe ons soms ook maar voel? Is dit nie hoe ons ook maar soms dink, ek is alleen in my worsteling en in my ellende, en dit raak net al erger hier binne in my. Dan gaan ons na ons goeie vriend Job. Wat Job beleef het. Die interessante is, God het gesê, daar is nie nog 'n man op aarde soos my diensknegt Job. Dit sê hy vir jou Bybel, toe jou Bybel met hom kom praat oor Job. So daar is nie nog so 'n man soos Job. So Job word vir ons geskets deur God self, 'n getuigskrif van 'n diep opregte gelowige mens. En dan tog kry ons van die 42 hoofstukke van die boek Job, kry ons omtrent 40 daarvan wat Job skets as iemand wat murmureer, as iemand wat worstel, as iemand wat baie meer vra as antwoord het, as iemand wat, klink dit soms vir ons, opstandig raak teen God se besluite. Hy rebelleer. Want hy sê, ek kan nie verstaan wat het ek verkeerd gedoen nie. Kyk, hoe word ek gestraf? Hoekom word ek gestraf? Vir wat? En Job worstel. En Job praat met sy vriende daaroor. En Job verstaan dit nie. En in hoofstuk 23 vers 3, ons kan 'n klomp verse uit die boek Job aanhaal, maar daar roep hy in moedeloos uit, hy sê, ag, as ek maar geweet het waar ek God kon vind. Maar wat sê die gelowige man Job, van wie God sê, daar is nie nog so 'n mens nie, wanneer hy beproef word, wanneer hy ellende beleef, wanneer hy in homself inkeer, daar op 'n ashoop gaan sit, aan homself met potskerpe skraap,
en sy gedagtes, hier kan mens amper op Psalm 94 toepas, sy gedagtes hier binne wat net vermenigvuldig. Dan kom Job by die punt wat hy sê, as ek tog maar net kon weet waar ek God kon vind. Maar tog, regdeur al 42 hoofstukke kry ons nooit dat Job sy geloof verloor nie. Job worstel, Job vra, maar Job staan sterk in sy geloof, al verstaan hy nie die pad wat God nou met hom wil loop nie. Nou verwys na koning Dawid. Baie mense sê, Dawid is my held. Dawid se psalms is onvergelykbaar met enigiets anders. Miskien juis omdat ons soveel kan identifiseer met dit wat Dawid in sy psalms vir ons skryf. Baie van Dawid se psalms, broers en susters, is geskryf vanuit 'n toestand van diepe nood en ellende en onsekerheid en beproewing en noem dit maar op. In Psalm 13 vers 2 weer eens, ons kan 'n klomp vers uithaal. Psalm 13 vers 2 sê Dawid, hoe lank, Here, sal U my vir altyd vergeet? Hoe lank sal U aangesig vir my verberg? Dawid van alle mense, Dawid wat deur God van 'n plaas gaan afhaal is waar hy skaapwagter was, om koning te word. Om 'n rede. En daardie Dawid kom by 'n punt wat hy sê, hoe lank sal U aangesig vir my verberg? Psalmskrywer Asaf, baie psalms van Asaf ook. Psalm 73 vers 2 sê, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly. En op 'n punt wonder hy selfs of geloof nog nie moeite werd is, wanneer hy in vers 13 sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou. Te vergeefs. Ek voel vir Asaf, hy dien die Here met oorgawe. Maar hoekom? Hy kry ellende as gevolg daarvan. So lees ons in van sy psalms. Ek het vergeefs my hart rein gehou. Elia, die voorlaaste voorbeeld wat ek wil uitlig. Op 'n stadium vlug Elia die woestyn in en in 1 Konings 19 vers 4 roep hy uit, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe weg. Elia, wonderlike, diepgelowige mens, profeet van God, wat baie in die Bybel aangehaal word en na verwys word. Elia vlug op 'n stadium eenvoudig net weg, woestyn toe, gaan kruip weg, en daar sê hy vir die Here, dis nou genoeg, vat my lewe. Jeremia, die laaste een. Jeremia word soms genoem die wenende profeet. Die wenende profeet. In Jeremia 15 vers 18 kla hy sê, waarom duur my pyn vir altyd? Waarom was ek tog gebore? Waarom was ek tog gebore? Hy sukkel om te verstaan waarom God hom so laat swaak kry. Ag, en so kan ons aangaan, broers en susters, een voorbeeld op die ander. Ons lees nog van Habakuk, ons lees van Moses en ons lees van soveel ander, wat dieselfde ervaar het as hierdie paar wat ek nou vanmôre hier uitgelig het. Hulle verstaan nie waarom sekere dinge gebeur nie. Hulle verstaan nie waarom hulle met hartseer en ellende sit, terwyl hulle kinders van God is. Hulle verstaan nie hoekom hulle geloof nie vir hulle vrug dra nie, maar hulle telke male eerder die swaar kry moet ervaar en moet verdien. En dit bring elkeen van hulle op 'n stadium
in 'n toestand van moedeloosheid, neerslagtigheid en eensaamheid. Diep gelowige kinders van God, wat daarmee worstel. In die Nuwe Testament lees ons van verskeie soortgelyke gevalle. Baie, ek gaan hulle nie eers opnoem nie. Die hoogtepunt van hierdie eensaamheid wat ervaar word, daardie gevoel dat ek is verlate, die kry ons juis wanneer die Here Jesus Christus aan die kruis hang en hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Seun van God, self God, wat 'n sekere punt van beproewing kom om te sê, waarom het U my verlaat? Broers en susters, as ons na dit alles kyk, en ons hoor hierdie dinge, wat moet ons daaruit leer? Wat wil ek vanmôre by die thuis bring? Deur al hierdie voorbeelde. Eerstens, ons is nie alleen in ons worstelinge en in ons vrae en in ons ellendes en noem dit maar op. Ons is geneig om te dink, my probleme is die grootste van almal. Niemand weet hoe ek voel nie. Niemand verstaan dit. Niemand het dit al beleef nie. Hier sien ons ware gelowige kinders van God wat worstel met lewensvrae en bepaalde probleme. Ons leer hier, as ons nou, ek het vir u enkele verse uitgelig om die gemoedstoestand van elkeen van hierdie mense op 'n gegeewe tyd net uit te lig. Maar as ons die hele gedeelte moes lees van elkeen van hulle, sal ons 'n ander prentjie ook weer kry. 'n Prentjie wat vir ons daarop dui dat in elkeen van hulle se geval het God uitkoms gebring op sy tyd en op sy manier. Die tweede ding wat ons hieruit leer, God was nie onbewus van sy gelowige kinders se vrae en hulle worstelinge met die lewe nie. Hy was nie onbewus van sy seun se uitroep daar aan die kruis. God weet. En in baie van hierdie gevalle wat ek vir u voorgehou het God hulle geantwoord. En hy het vir hulle uitkoms gegee, elke keer. In die derde plek leer ons, ware gelowiges kan worstel, kan vra. Jy weet, ons is almal grootgemaak met respek en ek verstaan waarom ons so grootgemaak is, daar was 'n rede en 'n doel agter dit, maar ons is almal grootgemaak met daardie idee, jy mag nie vir die Here vra nie. Wie's jy om God se dade en bedoelinge te bevraagteken? Jy mag nie. Maar die Bybel leer ons in al hierdie voorbeelde wat ek vanmôre vir u uitgelig het. 'n Gelowige het tog die, ek wil amper sê, die voorreg om te worstel met God in die geloof. Dis wat Job gedoen het. Maar daardie worsteling en daardie vraag wat ons het, net een saak, mag nie so wees dat dit ons van God al verder laat wegdryf, maar dit moet ons nader bring aan die Here, aan die besef en die wete, God is in beheer, hy gee altyd uitkoms. Want dit het met Job gebeur. Job het geworstel, Job het vrae gevra. Nie net vir sy vriende nie, Job het vir God vrae gevra. En toe antwoord die Here hom, en toe sê Job, nou verstaan ek. Ek het in dwaasheid het ek gerebelleer. Nou verstaan ek. God is God. Hy het die reg, hy het die mag om te doen met dit wat
aan hom behoort, sy kinders, soos hy vir elkeen goed dink en die beste weet. Want ja, soms lei die Here se pad vir u en vir my, vir elkeen van ons, soos vir 'n Saul en wat 'n Paulus geword het, soos 'n Dawid. Lei soms deur ellende en deur nood en deur hartseer en deur uitdagings om ons te beproef, om ons te vorm. Ek het verlede Sondag daarna verwys, om ons te vorm om te wees soos hy ons wil hê, tot sy eer en verheerliking te lewe. Maar ons mag in nederigheid vra en worstel. Ek het al baie gesê, weet jy, die feit van worsteling by 'n gelowige is 'n teken daarvan dat geloof nog lewe. Want 'n ongelowige worstel nie. Ongelowige het nie 'n vraag nie. Ongelowige, amper sê ek, voeter net aan met die lewe, nee. Wanneer ons worstel, wanneer ons vra, is dit omdat God deur sy Gees nog in ons hart woon en werk. Omdat ons diep bewus is daarvan, dat daar 'n God is. En dit moet ons juis in ons kleinheid en ons nietigheid nader aan die Here bring. Die vierde plek. Die gelowiges wat ons nou vanmôre genoem het hier, het nie een hulle rug op God gekeer en weggeloop van die Here af. Hulle het in nederigheid geworstel en vrae gevra en verlate gevoel, maar in geloof het hulle aan God vasgehou, omdat hulle ervaar het dat God hulle steeds vashou. Ons vind eintlik so 'n mooi samevatting van dit alles, juis hier in Psalm 94. Toe die skrywer sê, toe ek gesê het, my voet gly weg, het u goedertierenheid, Here, my ondersteun. Hy kyk terug op sy lewe van worsteling en vrae en ellendes. En hy sê, daar was 'n tyd, Here, wat ek gevoel het, my voet gly, ek wankel, maar, sê hy, u goedertierenheid het my ondersteun. Dan gaan hy aan en sê dat, toe daar baie bekommernisse in my binneste was, het u vertroostinge my siel verkoop. Toe my gedagtes vermeerder het, toe dit te veel geraak het vir my, hy sê, toe het u my vertroos en my siel verkoop. En dan loop die bekende, die ander deel, vers 17, hy sê, as die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel in stilte gewoon. Elke keer getuig hierdie skrywer daarvan, ek het nooit ervaar, dat dit my gevoel is verby. Maar elke keer getuig hy van die Here se uitkoms in sy lewe. Die Bybel leer ons nie dat gelowiges nooit worstel. Inteendeel, die grootste geloofshelde het soms gehuil, gewonder en gevra, Here, waar is u? Maar, broers en susters, elkeen van daardie geloofshelde het nader aan die Here God geleef, in die besef daarvan, dat hulle vir alles van hom afhanklik is. Ek het verlede Sondag afsluitend, het ook die opmerking gemaak, ons moet net aan die Here vashou. Hy werk met ons, hy vorm ons, soos kleine mense hande. Maar ons moet vashou in die geloof, maar weet jy, dis baie belangrik en dis waar. Nog belangriker as dit, is om te weet, as ek van my vashou afhang, het ek gegly. Die belangrikste is, God hou my vas. Dis nie soseer ek wat aan God vashou, want die
Sondaarmense het ons gelees van hoeveel van hulle hier wat sê, my voet gly, ek val. Maar die belangrikste wat ons moet weet as gelowige kinders van God, hy hou ons vas. Hy is bewus van ons ellendes en probleme en swaarkry en vrae en worstelinge. En daarom kon die skrywer van Psalm 94 elke keer as hy 'n negatiewe ding noem waar hy geworstel het of gevoel het hy val of sy siel raak eensaam, getuig hy onmiddellik daarna, maar God het my opgerig. God het my in sy groot goedertierenheid gehelp. Dis God wat sy kinders vashou in die holte van sy hand. Wat van ons gevra word, is moenie dit wat God deur sy gees, sy vashou wat hy in ons harte wil teweegbring deur die inwoning van sy gees, moet ons nie bedroef nie, en ons moet ook nie weerstaan. Want wanneer ons die gees van God, wat gestuur is om ons te lei en ons vas te hou, wanneer ons die gees teëgaan bedroef, weerstaan, dis dan wanneer daardie spiraal van donker al groter en al dieper gaan. Mag die Here gee dat u en ek, te midde van al die seer en die swaar wat ons soms mag ervaar, al die vrae wat ons soms mag hê, vir ons sal bid en vir ons sal vra, Here, moet my asseblief nie los nie. Hou my vas, tel my op, dra my. En God het elkeen van sy kinders waarvan ons gelees het, gedra. Hy het die Jesus Christus wat aan die kruis uitgeroep het, waarom moet hy my verlaat? Het hy die dood uit opgewek om oorwinning te gee vir elkeen wat in hom glo. Mag die Here gee dat u en ek vanoggend in daardie absolute sekerheid en vertroosting kan uitgaan om die dinge van die lewe in die oë te staar met die weet. God weet van my en die Here hou my vas. Amen. Kom ons dan nou saam. Driemaal heilige God en hemelse Vader, Here, as nietige sondaar mense wil ons vanmôre voor u bely dat ons voor u skuldig staan, Here. Want soos al hierdie geloofshelde waarvan ons gelees het, my Vader, is ons ook maar klein en nietig en worstel soms met vrae en probleme en ons verstaan nie alles nie. O Here, ons raak negatief en ons val in gate van moedeloosheid en verlatenheid. Daarom bid ons môre, o Here, wil u tog ons hand vashou en ons nie laat los. Wil u ons deur al hierdie dinge dra, Here, want dis al hoe ons al hierdie uitdagings die hoofsaak kan doen. Versterk ons geloof, Here, sodat ons kan staande bly. Gaan met ons in hierdie week wat voor lê, o Vader, behoed en bewaar ons, gee vir ons 'n geseënde week. As dit u wil is, bring ons volgende Sondag weer by mekaar. Ons bid dat u sal wees met al u kinders, Here, wat siek is, wat hartseer is, wat moedeloos is. Hou tog u hand oor elkeen uitgestrek. Skenk uitkoms, Here, gesondheid en genade as dit u wil is. Want ons is vir alles van u afhanklik. Vergeef dan ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons gaan die weerkollekte môre by die Here opneem, broers en susters, so ons slotsang van môre is Gesang 277, verse 1, 4 en 5.
is, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen. Ons het net, dankie as enkele afkondigings, broers en susters. Ons vra voorbeding vir die volgende lidmate. Broer Henny Koen, broerling Henny, wat steeds in die hospitaal is, gisteraand met Rinda gepraat, dit gaan maar nie goed nie, daar is weer 'n geringe verbetering, maar die dokter sê nie so goed as wat hy dit graag sou hê nie, so dit gaan eintlik maar nie baie goed nie. Suster Mabel Skols, sy suster is oorlede, wat kanker gehad het, ons meegevoel ook met die gesin en familie. Van die ondegenaar wat self nog behandeling ontvang vir die bloedkanker, en Suster Marie de Jager, die sy seun herstel na beroerte, LB Potgieter is in Kaapstad vir behandeling vir die kanker. Lorraine de Tooy ontvang dialyse tuis. Henny Skols is self in die ouer tuis ook baie siek. Alta van den Heever en Sonny Botha se moeder Tannie Rita Bloem is ook baie siek in die ouer tuis. Dis toevallig nog maar net Tannie Rita wat van my Psalm 94 vers 18 het haar kop uit opgesê toe ek daar by haar was in die week, heerlike kuier gehad het, hoor dit gaan nou weer baie slegter op hierdie stadium. Oom Herklaas Strydom is ook nog in Bloemfontein in die hospitaal onder sedasie. Oom Herklaas en van die Corrie is nou nie amptelik lidmate van ons gemeente nie, maar hy woon baie keer ons eredienste hier op 'n gereelde basis by. Susan Marie wat die skouoperasie gehad het en sy is by die huis, dit gaan goed. Ek het vir Bix gesê, hy moet hom maar asseblief begin gedra, want daardie regterarm sal nou weer 'n behoorlike klap kan toedien. Toe sê hy sal hom binne perke hou. Alta wat self herstel, Alta van den Heever na die handoperasie, en Diaken Andrie Bloem, wat almal seker nou al weet wat 'n redelik lelik brandwonde opgedoen het in die week. Hy is geopereer, hy het sintetiese vel opgesit. Hy is op die oomblik by die huis. Hy het vanmôre vir my gesê, vroeg vanmôre, dat dis maar vrek seer as hy opstaan en hy moet beweeg met al daardie in Afrikaans praat ons van krammetjies, die stypels wat hy in sy been het, waar hy die sintetiese vel oorgeplant het. Toe sê hy, die goed trek verskriklik, en dis baie seer. Dan ook broer Henkie Swanepoel, sy skoonsister Petro, wat ook behandeling vir kanker ontvang, en dan bid ons vir ons boeregemeenskap, wat regtig baie moeilik ervaar op hierdie stadium, met 'n verskeidenheid van omstandighede. Verjaarsdag van die week, die 9 Augustus, broer Willie Skols, die 10 Augustus, dooplidmaat Desiree Komsee, die 11de dooplidmaat Pixie Mareen, en dan die 12de broer Nico Botus, die 13de is daar 3, Suster Clara Komsee, Oedeling Gert Swanepoel en Suster Bedery van Greuling, mag ook vir julle almal 'n baie mooi en geseënde nuwe lewensjaar wees. Daar is môre aan Bybelstudie, al is dit 'n openbare vakansiedag, 6uur en donderdagoggend 10uur die susters kerkraadsvergadering die woensdag die 19de om 6uur. En dan moet jy asseblief steeds inskryf vir die McNab jagkompetisie wat 13 tot 15 Augustus plaasvind. Andrie het vir ons 'n advertensie gegee. Ek sal hom ook vir al die groepe opsit dat jy hom net mooi in die hand weer kan hê. Die boodskapper vir die tydskrif vir Julie en Augustus is by die deure beskikbaar. En daar is uiteraard vanmôre nog nie vir ons onderrig nie, dit hervat weer volgende Sondag. Daar's wel koffie en tee hierna. Maar u sal my moet verskoon, ek moet oor 'n halfuur moet ek vir 'n kerkraadsvergadering in Nigpol wees. Broers en susters, baie dankie, geniet die dag en gaan in vrede.